En wat 'n voorreg om vanoggend goeiedag. En wat 'n voorreg om vandag weer saam met u te kuier in die woord van die Here. Ja, die prentjie wat jy sien vanmôre is geld, en voor jy afskakel of aanbly, ek gaan nie oor geld praat nie. Maar vanmôre wil ek praat met u oor wat is jy werd? Ek wil praat oor my en u se waarde in die lewe. En hoe en wie bepaal wat ons werd is. Dit is 'n vraag wat jy jouself al seker afgevra het en gewonder het oor. Goud en diamante se waarde word in karaat gemeet. Maar wat staan vanmôre op jou waardasiesertifikaat? Wat is daar geskrywe vanmôre? Volgens wêreldse standaarde is jy dalk 'n sukkelaar, 'n uitgeworpene, nie goed genoeg nie. Die samelewing meet jou waarde aan jou bankbalans, jou huisadres, jou voertuig, jou klere, jou leefstyl en jou titels, en met wie jy assosieer en waar jy gesien word. Waar en hoe jy vakansie hou. Dinge wat jou gevange hou, menslike opinies en waardes. Dit word 'n tronk, dit word 'n nimmer eindigende wetywering en 'n wedloop wat jou uitput, wat jou lewe oorheers. Die wêreldse standaarde is alles gebaseer op die dinge van tydelike aard, met geen ewigheidswaarde nie. Ons lees in Matteus 10 vers 28 tot 31 lees ons: moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Maar vrees hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. Word 2 mossies nie vir 'n stywer verkoop nie, en nie een van hulle sal op die aarde val sonder julle Vader nie. En van julle is selfs die hare van die hoof almal getel. Wees dan nie bevrees nie. Julle is meer werd as baie mossies. Julle is meer werd as baie mossies. Jy weet, ons is geneig om die duiwelse storie te glo dat ons nie goed genoeg is nie. Hy lê klem op ons tekorte en ons mislukkings, foute wat ons gemaak het. Maar hoe sien jy jouself? Wat is volgens jou eie opinie jou waarde vanmôre? En ek praat nie van hoogmoed en hooghartigheid nie. Dit is dinge wat God haat. Maar hoe sien jy jouself? Ek wil vanmôre vir u sê dat ons is, elkeen is uniek geskep. Ons is kosbaar. 'n wonderwerk, geskep deur liefde. Jy's duur gekoop deur Jesus Christus se bloed, wat aan die kruis gesterf het vir my en jou ongeregtighede, sodat ons 'n hoop en 'n toekoms kan hê om die ewige lewe saam met hom in God se teenwoordigheid te kan leef. Ons is uiters kosbaar vir God, want God het in die begin gesê, toe hy die hemel en die aarde geskep het en alles daarop, het hy gesê, kom ons maak mense na ons beeld en ons gelykenis. So ek en u is na die gelykenis van God geskep, en daarom is ons baie kosbaar, want niemand skep iets waarmee hy geïdentifiseer kan word wat minderwaardig is nie. Nee. Elke persoon sal probeer om te skep, om iets te doen wat eer bring, wat wys na die liefde en die grootheid van die persoon. En daarom is ons baie kosbaar. Johannes 3 vers 16 sê vir ons dat, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. So lief het God vir my en u gehad. Kom ons sit vanmôre ons eie naam in hierdie versie. Ek weet nie wie jy is nie. 'n Ansie, 'n Johan, 'n Estel, 'n Gerard, 'n Dawie. Iemand wat God geskep het met liefde, iemand wat vir God baie kosbaar is, wat God so lief gehad het, wat jou reeds in gedagte gehad het toe God hierdie aarde geskep het.
so uniek. Dikwels maak ons verkeerde keuses. Dikwels neem ons afdraaipaaie weg van die roete wat God vir ons uitgesit het. Dikwels klou ons vas aan gewoontes en dinge waaraan ons verknog geraak het en wat ons ontwikkeling en groei en ons vordering in die lewe strem. Die dinge wat vir ons veilig is, die dinge in ons comfort zone. Dikwels wil ons mense behaag ter wille van aanvaarding. Want dit is vir ons baie keer belangrik om aanvaard te word, om mense se goedkeuring te kry. En dit word 'n ewigdurende las en 'n kompetisie ten einde dit te kry of te voldoen. Hierdie dinge impakteer op ons waarde in die sin dat ons op menslike opinies staat maak om onsself te evalueer en ons waarde te bepaal en ons eie selfbeeld, om ons oor onsself goed te laat voel, om ons vir onsself aanvaarbaar te maak. Om te voel, ek is die moeite werd. Maar ek is meer werd as wat my storie is. Jy is meer werd as jou letsels. Jy is meer werd as jou keuses. Jy is meer werd waar volgens mense jou klassifiseer. Jy is meer as dit werd. Daardie boksie waar mense jou plaas omdat hulle jou sien in 'n sekere lig. Daardie etiket wat hulle plaas, omdat jy nie voldoen aan hulle standaarde nie, omdat jy nie beweeg in die kring in die omgewing waar hulle beweeg nie, plaas hulle jou in 'n kategorie en 'n boksie, wat jou laat minderwaardig voel, wat jou laat voel ek is nie goed genoeg nie. Maar ek wil hier vanoggend sê, dit is tyd om te begin om jou waarde te vind in die woord van God. Want alles staan reeds daar geskryf oor my en u, van wie en wat ons is en wat ons waarde is. Ons vind daar wie en wat ons is, waartoe ons in staat is. Ons vind die doel op aarde. Gaan en maak disippels. Nie gaan preek nie, maar bemoedig mense. Versprei die woord, die evangelie van God. Die woord sê, ek is tot alles in staat. Met Jesus Christus. Ek is meer as oorwinnaar. Die woord verklaar vele dinge, daar is 'n hele lys van dinge wat die woord van God verklaar oor my en u. En dis nie net vir 'n spesifieke naam of persoon geskryf of 'n spesifieke era nie. Nee, die woord van God is nog steeds net so kragtig en nog net so relevant. En daarom is daar geskryf wat ek en u is. En daarom moet ons bemoeienis maak om ons Bybel gereeld te lees. Psalm 139 vers 14 sê vir ons, ek loof u, omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is u werke, en my siel weet dit al te goed. Ek loof u, omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Kan ek en u vanmôre begin om God te loof, te sê dankie Here dat u my so uniek, so wonderlik geskep het, ongeag wat my omstandighede dikteer, ongeag hoe ek voel, ongeag die leuns van die vyand en die mense, maar dat u woord sê ek is wonderlik. En ek weet ek is wonderbaar, want ek is na u beeltenis geskep. Ek is na u, soos u geskep. Wonderbaar, volgens God se woord. Maak vandag 'n koersaanpassing. Beywer jou vanaf hierdie oomblik. Nie net later vanmiddag nie, gaan dink eers daaroor nie. Moet eers gou nog ander mense se opinies of my eie opinie evalueer nie, maar nee. Begin op hierdie oomblik om alles wat jy doen, te doen asof jy dit vir die Here doen en nie vir mense nie. Hou op om mense, en dit sluit my familie, my gesin, my vriende, my werkgewer, almal met wie ek te doen het in my lewe, hou op om hulle te behaag en hulle guns te soek. Kolossense 3 vers 1 tot 3 sê vir ons, as jy dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op aarde is nie. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Dan vers 17. En wat julle ook al doen, in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom.
Dan vers 23 en 24 sê vir ons, en wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Ek wil dit herhaal, wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie, omdat julle weet dat julle van die Here die erfenis as vergelding sal ontvang, want julle dien die Here Jesus Christus. Doen alles van harte asof vir die Here. En ek kan vir julle sê dat nie almal, jy sal nooit almal behaag en jy sal nooit almal tevrede stel nie. En nie almal sal van jou nie. Maar wat is die belangrikste? Die een wat oor lewe en dood beheer het, of mense wat van tydelike aard is. Mense wat hulle eie waardestelsel ontwikkel op grond van hulle eie tekortkominge. Op dit waar hulle veilig voel. Hoekom moet ek en u gelykvormig word aan die wêreld om mense te behaag? Ons sal nooit mense kan tevrede stel, almal nie. So waarom wil ek en u vandag aanhou om dit te probeer doen? Waarom wil ons nie ophou nie? Maak erns met God se woord. Ons moet dit nie net lees nie, maar ons moet dit bestudeer. En ons moet dit bepeins. En ons sal vind wat ons ware waarde is in God se woord. En as ek en u van hierdie oomblik af begin leef en dinge begin doen van harte asof vir die Here, en ons skuif so 'n bietjie die mensfaktor een kant toe, dan weet ons dat daar mense is wat ons sal beïndruk, dat daar dinge is wat ons sal doen wat 'n indruk maak, want ons doen dit vir God. En as ek en u dit doen na die beste van ons vermoë, ons alles gee, dan sal ons gelukkig wees, dan sal ons die vrede vind, en dan sal ons ware waarde vind en dit kan uitleef. Ek wil u aanmoedig en sê, soek u waarde in God se woord. Begin dit uit te leef van hierdie oomblik af. Moenie langer toelaat dat die wêreld en mense dikteer wie en wat jy is nie. Mag jy geseënd wees, mag God se aangesig oor u skyn, mag jy die vrede en die voorspoed van God ervaar. Mag jy wysheid kry, mag jy in hierdie oomblik kalmte en vernuwende denke hê, sodat jy anders na jouself kyk. Dat jy anders kyk na jou lewe en dat jy sien dat jy waardevol is vir God. Mag jy geseënd wees. Amen.